Ek moet sê baie dankie vir die voorreg, vir die geleentheid, vir die salwing, en ek weet die woord uit vanoggend. Ja, wat is dit hier waar ons die woord kan deel onder mekaar, die waar ons mekaar kan vermaan, kan opbou, kan vertroos. Ag ja, ek weet, ja, woorde is al wat ons het, maar woorde is al wat ons ook nodig het, om in hierdie lewe aan te kan gaan. Ek wil dat my woorde wat ek sal spreek, 'n woord van bemoediging, stigting en opbouing sal wees vir my luisteraar. Ek bid Abba Vader dat wat ons nu sal sê, ons sal bespreek, omdat die bloed sal wees aan die naam van Jesus. Ek bid maar dit verdien, maar dit genade. Amen en amen. Hallelujah. Glory to God. Ek wil allemaal vanochtend welkom hier by die stem van Portable. En ek is so dankbaar en blij vir die Here vir die voorrecht wat ons het vanochtend om weer onder die geklank van die woord, onder die geklank van die muziek, en onder die salwing van die Here te wees. Het is altyd een voorrecht om dit so te hê, want ons leef in 'n wêreld waar ons so beïnvloed word deur baie dinge, deur baie musieke wat ons beïnvloed word. Ons word beïnvloed deur films en mense se woorde wat hulle in die lug opsit, wat hulle spreek. Baie dinge word mense hier beïnvloed, maar wanneer ons hier kom, dan is dit 'n heilige atmosfeer. Wanneer ons hier kom, dan is dit 'n atmosfeer van God. En dis een van die redes hoekom God juis 'n plek afbaken op die aarde, namelijk die kerk, die gebouw. Waar dit afbaken en sê dat alhoewel dit hierdie gebouw van mense gemaakte stene is, dat alhoewel hierdie gebouw met dagga aangemaak is, dan sit hierdie gebouw een kant. Hy heilig die gebouw en hy sê, gaan na die gebouw toe en ontvang die atmosfeer van my. Hy sê, gaan na die gebouw toe en proe die salwing, kom smaak dat dit goed is. En vanoggend is ons bevoorreg dat ons buiten die 4 mure kan operate. Jy kan na my luister hier op jou phone en dan kan die atmosfeer wat in die gebouw is, ook daar by jou is. So God het het moontlik gemaakt dat dit nou verder strek as net die gebouw. Maar jy kan na my luister daar op jou phone en jy kan dieselfde atmosfeer ontvang wat jy in die gebouw ontvang. Dieselfde teenwoordigheid wat daar is, kan jy hier op die phone ontvang. Dit is hoe ek wil hê, jy moet graag rustig en fokus op wat die Here vanoggend vir jou te sê het. Halleluja. Fokus vanoggend op wat die Here vir jou te sê het. So miskien is jy daar in jou sitkamer, miskien is jy daar in jou slaapkamer, waar kan jy na my luister vanoggend? Ek wil hê vanoggend fokus, terwyl ons die woord van die Here gaan opswaai aan Matteus 24, vanaf vers 37. Dan gaan ek daar saam met jou lees, Matteus 27, Matteus 24, jammer, vanaf vers 37. En dan gaan ek saam met die minister, of gaan verder saam met die minister oor die seisoen van God. Die seisoen van God. En ek het vir laas week ingelei oor die verskillende seisoene en hoe dat seisoene 'n impak het op ons as mense lewe. Hoe seisoene 'n impak het op die kerklewe, die huislewe. En ons moet bewus wees in wat se seisoen ons regtig leef vanoggend. En ek wil vir jou vanoggend bewus maak in wat se seisoen ons leef
sodat jy kan nie vir jou gereed kry nie. Dit is alles so 'n ding om altyd te sê, kry vir jou gereed, kry vir jou gereed, kry vir jou gereed. As gelowige, jy moet al gereed wees. As gelowige moet jy al reeds bewus is van die koms van die Here. Jy moet al reeds bewus is van wat gaan gebeur. Ons gaan nie vir ewig leef op die aarde nie. It's not gonna happen. En ons moet onsself bewus maak van dit. So jy moet eerstens bewus wees dat, soos ek nou gaan lees, dat die hemel en aarde sal verbygaan. Maar my woorde sal nie verbygaan, sê die Here. So jy, daar gaan 'n tydperk kom waar die hemel en die aarde verby sal gaan. En jy moet jouself bewus, jy gaan nie jouself gaan bluf met die waarheid nie. As jy glo dat Jesus het homself, of Jesus het uit die dood opgestaan, dan weet jy dit glo wat hy gesê het. As jy glo dat die Here is 'n waarmaker van sy woord, dan moet jy dit ook glo wat hy gesê het. Ek weet sommige van ons wil lang leef. Ek weet sommige van ons wil nog dit bereik en daai bereik, en hulle het klomp goeders wat hulle wil doen in die lewe. Maar jy moet jouself bewus maak. Dit is 'n leuen van die vyand dat hy vir jou kan sê, of jy dit sal kan glo later, dat die hemel en die aarde sal nie verbygaan nie. En dit is 'n belofte wat God gemaak het. Ek wil amper sê, meer as 'n belofte, dit is 'n deklarasie wat hy gemaak het. Dit is 'n decree. Soos 'n koning sal sê, dit sal so wees, gaan dit so wees. Geen ding sal hy man se woord ooit kan stop nie. Dat wat hy gesê het, het hy gesê. Dit is amper soos die koning met Daniel gedoen het. Die koning wou nie vir Daniel aan die leeukuil gooi nie. Hy wou nie. Die man het hom toe gekom, die mense wat beraadslag gedoen het, hulle het hom toe gekom. Hulle ken nie vir, hulle het hom toe gekom en gesê, maar koning, maak hierdie deklarasie, maak dit 'n wet, dat almal moet buig voor die beeld. En die manne het dit. Wat nog van Daniel, die manne in die vuur woon, jammer. Hulle gesê, hulle moet hierdie wet laat verbygaan, en dan is Daniel en die 3 manne wat in die vuur gegooi moet gaan, Sadrak, Mesach en Abednego, hulle moet nie op die einde van die dag deur die wet kan misgevat word. So toen word daar 'n wet gemaak dat almal moet buig, en hulle het nie gebuig nie. Maar omdat die wet klaar gemaak is, toen moes die koning opdrag gee. Dieselfde met dinge, dieselfde met Daniel. Toen moes daar opdrag gegee word, maar die man moet in die leeukuil gegooi word. Die Bybel sê dat die koning het rondgerol die nag. Hy kon nie slaap nie, want hy was lief vir Daniel. Maar omdat die wet klaar gemaak was, die koning se woord hy kon dit nie terugtrek nie. Min te weet dat Daniel is die een wat hy bid 3 keer 'n dag. En die Bybel sê dat Daniel het as te ware sy vensters opgemaak. Hy het dit gehad. So hy het op 'n plek gebly waar hy sy vensters opgemaak, dan kon sy gesien dat hy bid. En toe vang hulle vir hom in die gebed. En terwyl hulle vir hom vang in die gebed, toe sê hulle, maar brother, jy sal die leeukuil toe moet gaan. Die koning, toe wys hy die papier. Die koning het die wet gestamp. Klaar. En toe moes die koning die opdrag gee. Daniel, gaat in die leeukuil in. Die koning wou nie, maar omdat sy woord klaar daar gesit was. Sy woord was klaar op papier, signed en sealed.
En dit is wat God gedoen het. In die Gees het hy gesê, hemel en aarde, dat sal verbygaan. Hierso lees jy dit. As klaar so. So of God nou vir jou nie in die hel wil sien nie. Dit is nie asof hy vir jou in die hel gaan gooi en sê, maar ek wil al lankal gehad jy moet brand nie. Nee, dis nie wat hy wil hê nie, maar sy woord is klaar established. Sy woord is klaar gegee. So jy sal maar moet met hy woord gaan. En dit is hoekom ons in elk geval die Here dien. Want sy woord, die Bybel sê dat hy ag sy woord hoor as homself. Hy ag sy woord hoor as homself. Hy gaan as te ware homself te nakom, omdat hy klaar gepraat het. Wat so groot God is daai? So as hy ding vir jou gesê het, dan gaan hy dit uitvoer, klaar. En dit is hoekom ons hom dien, dit is hoekom ons hom loof en prys. En dit is hoekom Jesaja kan sê, daar is niemand wat met hom vergelyk kan word. Daar is niemand wat met hom vergelyk kan word. Daar is nie 'n wese soos wat God is. Daar is nie. Daar's ander gode, klein g. Daar is nie 'n God wat eens in dieselfde baan kan wees as jou Jehovah nie. Daar is nie. So, moenie vir jou self bluf en sê maar hierdie aarde sal nie verbygaan nie. Moenie jouself bluf deur te sê maar ek gaan nog 'n hele tydperk van my visie. Vandag gaan nie. En dit is hoekom ek met jou praat en sal met jou minstens oor die verskillende tekens wat ons nou in is, die dae waarin ons leef. Want wanneer ons hierdie tye sien, wanneer ons hierdie tekens sien, dan sê ons vir onsself, ons is op pad huis toe. En ons moet leef soos mense wat op pad is huis toe. Ons moet leef soos mense wat op pad is huis toe. Sommige mense wil nie so leef nie, maar daai is hulle saak daai. En ek kan vir jou sê, en ek gaan nou dit lees ook, dis heel normaal as jy nie excited is nie. As jy nie voel dat jy so pad huis toe, hemel toe nie. As jy nie voel dat ons gaan een van die dae weg van die aarde af nie, dan is dit heeltemal normaal. Totally normaal. En die Bybel gaan nou vir jou verklaar hoekom dit so is. Mattheüs 24 vanaf vers 35. Die Bybel sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En hier kom vers 34 waar hy sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Maar net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet het, en hulle gedrink het, en hulle getrou het, en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Hier gaan hy weer lees. Want net soos hulle was in die dae van die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Dit was heel normaal vir die mense. Dit was
normaal. Niemand het agtergekom dat dit was die tydperk wat die ark se deur toe gaan nie. Maar almal het geweet, dit was die tydperk om jou gereed te kry. Almal het geweet, dit is die tydperk om jou gereed te kry, maar niemand het die presiese uur in die dag geweet, toe die deur toe gaan nie. Noach het gepreek vir 100 jaar, as die mense het calculate in Genesis. Het vir 100 jaar die ark gebou. Vir 100 jaar. Die man het gepreek. Die salwing was daar. Die woorde, ek kan ook sê die woorde van die Here was saam met Noach. Dit was daar gewees. Hulle was in die dae van Noach. Hulle was in 'n tydperk van Noach, waar Noach die woord bedien het en gesê het, kry jou klaar. Hulle was in 'n seisoen waar die woord was. In 'n seisoen waar die opdrag van die Here so duidelik op Noach se hart was. Noach het gesê, mense, julle sal hom beklaag kry. En mense natuurlijk gedink Noach was mal gewees. Maar ek hou van wat die Bybel verklaar, dat Noach sy naam homself beteken rus. Dit vat vir jou as 'n prediker om in rus te kom, terwyl jy 100 jaar besig is om te sê die Here se pad. Come on. Dit vat 'n man van die Here om in rus in te gaan. Prediker, ek praat saam met jou. Man van die Here, ek praat saam met jou vanoggend. Sy moet in 'n rus inkom, want sy is besig om te preek, sy is besig om te preek, sy is besig om te preek, en mense luister nie na jou nie, mense hoor vir jou, maar hulle luister nie. Sy het 'n brandende begeerte, God het aan die nag met jou kom praat om te sê, God wil maak so, God het aan jou toe gekom om te sê, maar sy moet dit sê vir die mense, sy moet daai sê vir die mense, maar sy moet op 'n punt kom van rus, sodat sy die woord nog aan die vir 100 jaar kan preek. En hoewel ons aan die dae is, weet ons nie die presiese tyd wanneer die Here gaan kom op die wolkie, maar ek sê ons is in die dae van Noach. Ons is in die dae van Noach. Maar Noach se naam is sy karakter. In die Hebreërs lees ons en ons hoor dat wanneer iemand sy naam as te ware is sy karakter. Noach moes in 'n rus ingaan. Noach moes hy rus karakter hê. Want kyk jy om vir 100 jaar te preek. En om later, die Bybel sê dat die Here weer na hom toe gekom het. En vir hom gesê dat kyk, sy moet nou, hier by die 50ste jaar, man van die Here, hier by die 50ste jaar. Die Here kom nog hier. Sy is nog steeds besig om agter die jaar die ark te bou. 50 jaar. Nou moet sy weet al, Ompie Paul is nou al dood, en die son is nou al oorlede nou al. Die kind is nou al gebore, die kind is nou al matriek toe gegaan, die Here kom nog hier, maar sy is in 'n rus, halleluja, want sy het die woord ontvang, alhoewel sy sien dat die wolke, daar is nog niks sien, alhoewel sy gewaar, halleluja, dat die diere kom na jou toe, maar daar is nog niks reën nie, alhoewel sy gewaar, dat die Here is 'n waarmaker van sy woord, maar daar is net nog niks tekens sien, en sy in die dae van Noach besig om te preek, en sy was in 'n rus. Noach moes rus. Noach is in 'n rus. En dis wat ek sê, manne van die Here, vroue van die Here, kom in 'n rus.
kom in die rus van God. Want jy gaan nog lang preek. Maar hoe lang weet ek nie? Hoe lang weet ons? Halleluja. Maar jy kan nie opgee om nou te sê. Jy kan nie moeg raak om nou te sê. Jy kan nie moeg raak om die penis te kwam nie. Jy kan nie nou moeg raak om die live op te sit, brother. Jy kan nie moeg raak om my muziek te speel nie. Jy kan nie moeg raak om die keyboard weg te gooi nie. Jy kan nie moeg raak nie. Jy kan nie moeg raak nie. Kom in die rus. Kom in die rus. En terwyl jy rus, dat jy besig om te preek. Terwyl jy rus, is jy besig om die banners op te hang. Terwyl jy rus, is jy besig om die voorbereiding te doen. Terwyl jy rus, is jy besig om die tyres op te pomp wat jy na die plaas toe ry. Terwyl jy rus, is jy besig om te kyk, halleluja, as daar nie weer 'n paar skalers hier, want die petrol is op. Terwyl jy rus, halleluja, is jy besig om te kyk, as daar nie ander plan te maak van kossie, want daar is nie nou kossie, want jy het iemand anders gegee. Halleluja, as hy persoon se siel gered word, as hy persoon tot inkeer kom, dan is dit die glorie wat vir jou wag, my suster. Die Bybel sê dat die lyding wat jy nou deurmaak, dit kan nie opweeg teen die heerlikheid wat vir jou wag nie. Maar hoe lang weet ons nie? Maar ons is in die seisoen. En luister wat sê die Bybel. Die Bybel sê ons is in 'n seisoen wat dit doodnormaal moet wees voordat die Here kom. Ons is in 'n seisoen, halleluja, waar die prediking van God is op 'n hoë level. Ons is in 'n seisoen, binne in 'n seisoen waar ons preek, maar mense is veronderstel om nie na ons te luister nie. Mense is veronderstel om die lewens wat hulle lewe aan te gaan. Inteendeel, hulle lewe kan verhoog. Inteendeel, die promotion kan maar kom, die kar kan maar kom, die huise kan hulle maar koop, die ander dinge wat hulle wil doen, kan hulle maar doen. Dit wat hulle moet bereik, kan hulle kan dit maar bereik, want dit is doodnormaal. Dit is doodnormaal. Ons praat hier van mense wat eet en wat drink. Kom ons gaan 'n bietjie dieper. Onthou net, die Bybel sê dat soos in die dae van Noag het die mense geëet en die mense het gedrink. Die mense het ook in die huwelik ingegaan, soos gewoonlik. Wat nogals nie 'n teken is as dit normaal sou wees. Nou moet die kerk nou mooi word. As die teken is wat Jesus gee, om te eet en om te drink en in die huwelik in te gaan, daai is tekens. Nee? Ek meen maar nou, voordat die Here geleef het almal geëet, almal het gedrink, almal het in die huwelik ingegaan. Wat maak eet, drink en in die huwelik ingaan so spesiaal as 'n teken? Want van Noag se dae af eet ons, van Noag se dae af drink ons, van Noag se dae af trou ons. So hoe kan dit 'n teken is vir in die dae van Noag? Hoe kan dit 'n teken is, man van hier? En die Here sê, nee, kyk 'n bietjie dieper. Daar gaan 'n verandering wees in hoe mense eet. Daar gaan 'n verandering wees in hoe mense drink. Daar gaan 'n verandering wees in hoe mense in die huwelik intree. Daar gaan 'n nuwe styl van eet wees. Daar gaan 'n nuwe styl van drink wees. Come on. Daar gaan 'n nuwe styl van trou wees. Jy hoor wat ek sê. Daar gaan 'n ander tipe manier wees. Van normaalweg, wat van hier,
Normaalweg sal ons burgers eet. Normaalweg sal ons pizzas eet. Dood normaal, geen probleem oor dit nie. Maar hier word die mense is besig om moedie te maak. Waar mense bene afkap. Waar mense hande afkap. Waar die sal kom af vir jou sê, kyk hier, eet hierdie stukkie vlees. Maar kan nie as dit 'n diepe Here kan bid. As dit iemand se hand van afgekap is, sodat sy sekere powers kan kry. Dit is wat gebeur. Sy kom by sekere geleenthede waar sy mensvlees moet eet. Waar dit nie normaal is nie. Sy kom by sekere geleenthede, sekere kulture, waar dit so ver is, waar sy bloed moet drink. Waar sy nie dit moet drink of dit drink wat normaal is nie. Are you following this? Want as dit normaal was, dan hoekom is dit 'n teken? Sy sien by tekens dat skrik sy. Het sy gehoor? Het sy gesien? Ek kan nie glo nie. Van hoekom? Dis 'n teken. Ons is in die dae van Noag. En nou kom het van die huwelik. Dis 'n teken. En nou sê iemand miskien, maar hoekom sê die huwelik dat 'n teken is? Wat gebeur met die huwelik? Ja, ons weet toch alles, dat sy alle geslagte trou. En dis 'n teken. Sy alle geslagte trou. En sê gou wie dat mense wat met diere trou? Dis 'n siek die wêreld gehad. Maar dis 'n teken. Gaan sin sy. Man van die Here gaan sin sy as diensklaar gaan so te doen. Tegnologie gaan my nie toelaat om te sê what's die en dan kom die ding verby nie. Dan kan jy my so gemaak. Kan jy wel gesê dat what's die en dan kom die video. My gaat al 'n link stuur vir die doeleinde van navorsing. Vir die doeleinde van hoe mense met diere trou. Man van die Here, dis waar. Dis 'n siek die wêreld karakter. Maar jy sien, ons is in die dae van Noag. En sy kan naraak. En sy kan myself sê, oei, ek kan nie glo nie. Of sy kan vir jouself af sê, maar my God is op pad. Die Here is op pad. Daar is my teken. Dan kan jy so kyk en sê, wat gebeur daar? En sy sien op die nuus. Daar is my teken. Daar is my teken. Die blare van die vyeboom, halleluja, is besig om te verwelk. Sy kan sien, daar is bootjies wat bloei. Sy kan sien, die boom is besig om te word. Die Bybel sê, dat ons moet na die vyeboom kyk. Kyk na die gelykenis, halleluja, halleluja. Dat wanneer die vyeboom besig is om te word, dan is ons besig om huis toe te gaan. So ons kan nara. Ons kan sê, maar jy sien, dis 'n morsige wêreld. Ja, laat hulle maar hier bly, halleluja. Laat hulle maar hier wees. Laat hulle maar aangaan met wat hulle besig is, halleluja. Ek sê, wanneer die teksie man van die Here, ek sê, wanneer sit ek in die teksie, en ek sê vir myself, dat ons is nog besig, ons is omtrent so 13, ons is so 10 mense binne die teksie in. En die drywer wag vir nog mense om te kom. Maar terwyl die mense nog besig is om aan te kom, as die sekere mense binne die teksie wat wil uitgaan. En die Here praat saam met die sê by ayete, die maar sien sy wat gebeur. Die teksie is op pad, die ark is op pad. Sy sit al reeds gerus. Sy sit al reeds reg om te ry. Ons gaan die hemel toe. Maar daar is sekere mense wat op pad is in, en daar is sekere mense wat binne die teksie is, wat besig is om te sê, maar miskien moet ek eers bietjie uitgaan en dan terugkom.
luister jy, die moment toe die mense uitgaan, wat in die teksie was, toe kan dit wees dat die getal wat toe ingekom het, meer is, en die ander mense is toe nie buitekant, en hulle kan nie meer saamgaan nie, omrede, sy was al reeds in die teksie, come on man, sy was al reeds in die ark, moet nie nou maar uitgaan nie, want as hy dan terugkom, dan is ons nie meer hier nie. Sy wil nog gaan raak, sy wil nog gaan drink, sy wil nog gaan rook, sy wil nog dit doen, sy wil nog daai doen. Daar is nie meer tyd om dit te doen nie, want ons is in die taal waar die teksie besig is. Halleluja. Weet jy, en luister jy, terwyl jy in die teksie is, en die man en die drywer besig is om te staat, terwyl die drywer besig is om te staat, nou is die teksie nie besig om te staat. Die engine word sy, halleluja. Die eksempel op die mense se gesig sien sê, want almal wil huis toe gaan, die sakke, die is nie meer lussie, halleluja, is warm, die moet by die huis kom, want dit moet nog gedoen word, maar die teksie drywer is besig om hierdie teksie te staan, en ek sê, Here, ek hoor die gedruis, ek sê, Here, ek hoor die gedruis, hy is besig om te praat, hy is besig om te kom, en terwyl die man die accelerator trap, toe sê ek, Here, die vensters moet toegemaak word, halleluja, want ons is op pad. Ons is op pad. Ons is op pad. Ons is op pad. Here sê, hoe kan ons is al besig in die teksie. Sy was in die teksie vir 20 jaar. Wat sy bekeer, vir 30 jaar wat sy bekeer. Sy kan nie nou in die teksie gaan nie. En sommige gaan toe in die teksie. Wie sê daar gaan 'n kans jou wees? Wie sê daar gaan 'n kans jou wees? En die tekens wat ons sien, die manier hoe mense eet, die manier hoe mense drink, die manier hoe mense droom, die abnormaliteit van eet, die abnormaliteit van drink, die abnormaliteit van trou. Sy sal regtig dink is net man en man wat trou en vrou en vrou wat trou. Nee. Is dier en mens wat trou. Nog 'n paar jaar, as jy reeds so sê, weet nie daarvan nie, maar ek gee die ei robots. Vrouwmensen, robots gemaakt is, mannen koop die goed. En hulle trouw met een robot. Dat is niet jouw vrouw. Van die eie vrouw, of die mens, die vrouw wordt God gemaakt, dat is wat we niet heel volgens hebben. En dat is toch vol problemen, in te veel politiek. Het is nou alleen maar met een robot trouw. Zo wat ik voor ons zie, wat ik voor item zie, om te maken te doen,